Die begin van die jaar praat die Here baie duidelik met ons en in terme van dat die Here wil ons dieper vat. What's to take us deeper? Also deeper in our understanding regarding the word of God. So God wil ons, hy wil ons dieper vat, julle. Ek dank die Here dat ek kan sien dat die Here besig is om dit te doen. In terme van die woord van die Here, om God se woord te kan verstaan, om te kom by die waarheid van die evangelie. Sien, want dit is ons interpretasie van die woord wat ontsettend belangrik is hier. En dat die pap nie op die grond val nie, as ek dit so kan stel. En daarom dank ek die Here dat ek kan beleef en ervaar en ek sien ook in hierdie jaar hoe die Here ons dieper vat in onderwerpe wat ons baie gewoond is aan, want ek praat vanmôre met u oor geloof en sekerlik het jy al baie boodskappe gehoor oor geloof. As baie boeke oor geloof, jy kan geweldig hoeveelheid boeke op die rak kry rondom geloof en kursusse sal aangebied oor geloof en jy gaan ek sê, maar Willem, kom praat jy nou weer oor geloof. Ek dink die Here is besig om ons dieper te vat, julle, met betrekking tot geloof. En wanneer ek deur hierdie woord gaan en ek gaan vanmôre 'n fondasie lê rondom hierdie ontsettende belangrike onderwerp, want hierdie is eintlik die fondasie van ons Christelike lewe, is geloof. Jy gaan dit sien. Amen. Want jy kan nie na God toe gaan sonder geloof nie. Die Bybel sê, hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wie hom soek. Hy sê dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Is verskriklik belangrik. En ons gaan dit vanmôre en ook in hierdie paar weke wat ek gaan spandeer rondom geloof. En ek glo vir julle 'n paar nuwe dinge ook breek. In dieper dinge rondom geloof. Jy sien, dis een ding om te sê ek glo. Maar as 'n ander ding om te leef. Twee verskillende dinge. Jy sien, ons kan baie maklik sê ek glo. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk ook. Ek dank die Here dat deur die woord kom wat geloof. Of geloof kom deur die aanhoor van die evangelie. En soos wat ons onder die geklank van die woord sit, is die Here besig om geloof in ons te plant. Hoe meer woord jy ontvang, hoe meer geloof gaan jy hê. Amen. Daarom praat ek met u nie net oor geloof nie, ek praat met u oor gekwalifiseerde geloof. Jy gaan sien hoe kom ek hierdie term gebruik, gekwalifiseerde geloof. Baie interessant, julle, as ons gaan kyk na die woordjie geloof. Die woordjie geloof kom 247 keer voor in die Bybel. En raai wat? Net 2 keer in die Ou Testament. Dis interessant. 245 keer in die Nuwe Testament en net 2 keer kom die woordjie geloof voor in die Ou Testament. Ek dink dis hoekom ons praat van die Nuwe Testament van dispensasie van geloof, die Nuwe Testament. Amen. Maar hoekom praat jy van gekwalifiseerde geloof? As jy gaan kyk na geloof, is baie ryk en omvang. Ek wil vir julle 'n stelling gee dat daar's geen mens sonder geloof. Het jy dit geweet? Die vraag is, waarin glo jy en in wie glo jy? Maar as nie, selfs die ateïste glo. Moenie dink hulle glo nie. Almal het geloof. Dis net waarin jy glo en in wie jy glo. Ek luister na mense, veral op die televisie, dan kom ek agter, hulle glo they believe in the universe. Het jy al gehoor op televisie? Ek weet nie of jy al gehoor het nie. The universe will provide for us. Their faith is in the universe. Jy sien, want elkeen het 'n keuse in wie hy of sy wil glo. Dis nie die geloof wat die probleem is nie, dis in wie jy glo, en wat jy glo, en hoe jy glo. Sien, waar geloof word gekwalifiseer in die skrif. Johannes 7 vers 38, kom hy en Jesus as aan die woord hierso, hy sê, hy wat in wie glo, in my, so jou geloof, waar geloof, is in Christus, maar dit is gekwalifiseer, soos wat die skrif sê. Amen. Dis hoekom ek praat van gekwalifiseer
gekwalifiseerde geloof. Dit word gekwalifiseer deur die woord van God. Ek en jy moet glo, soos wat die skrif sê, in wie? In Jesus Christus. Nou Jezus is hier, op die laaste dag van die fees. Praat hy met die mense. Wat interessant is, ek weet nie of jy geweet het nie, as jy kyk daai gedeelte, is dat, sy broers praat met hom oor hierdie fees, dat hulle moet opgaan na die fees toe. Hy sê, ek gaan nie nou na die fees toe nie. Het nie geweet, sy broers het nie in hom geglo. Ja. Interessant. Sy broers het nie in hom geglo nie. Maar hier kom Jesus, en hy besluit om, hier op die laaste gedeelte, gaan hy na hierdie fees toe. Hierdie was 'n fees van die Jode gewees. Daar's 3 groot feeste van die Jode. Die eerste ene is die Paasfees. Dan kry jy die Pinksterfees. Dan kry jy die Loofhuttefees. Hierdie is die Loofhuttefees. Het jy geweet, die Loofhuttefees is die een wat die meeste geselebreer het. Die feesviering was die meeste in die Loofhuttefees gewees. Die Loofhuttefees was hierso in ons maand September gewees. Dis die Joodse maand Tishri. En dit het plaasgevind op die 15de van die maand tot die 22ste van die maand. Eintlik was dit 7 dae gewees, maar daar was 'n 8ste dag gewees. Man wat hulle geselebreer het, halleluja. Dis die eerste dag van die week, 'n Sabbat, wat 'n heilige Sabbat vir die Here was die eerste dag van die week. Die Sondag. Die Sabbat is nie net op 'n Saterdag nie. Daar het hulle mag geen werk gedoen het nie. En wat het hier gebeur? Wat was die doel van die Loofhuttefees? Wat interessant is, oor ek het verloor, is dat as jy gaan kyk, Christus het hierdie feeste in vervulling laat kom in die Nuwe Testament. 2 van hierdie 2 groot feeste het alreeds in vervulling gekom. Die Pasga was die Ou Testamentiese fees gewees wat hulle herinner het uit die uittog uit Egipte. Amen. En toe kom die Here Jesus Christus en wat doen hy? Hy kom as die Nuwe Testamentiese Paaslam. Jy kan gaan kyk in 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8. Dan sal jy sien Paulus praat van 'n nuwe fees. Hy sê, "Let us keep this feast." Hy praat van 'n nuwe Pasga en hy praat van 'n nuwe Paaslam, naamlik wie? Jesus Christus. Amen. Wat doen ons vanmôre? Ons vier Pasga in die Nuwe Testament. Nie die lam wat geslag is daai aand voordat hulle uit Egipte uitgegaan nie. Nee, halleluja. Het daar in jou en my lewe 'n groot uittog plaasgevind, Exodus. Ja, prys die Here. In my lewe was daar 'n dag toe ek uit Egipte uitgekom het. Amen. Uit die koninkryk van die duisternis, onder slawerny van Satan, is ek in die koninkryk van die seun van sy liefde gebring. Ek dank die Here vir nog Exodusse wat plaasvind in die Nuwe Testament vandag. Amen. Amen. Hierdie Exodus hou nie op nie totdat Jesus Christus gaan kom en sy ware bruid kom haal. Dis die Nuwe Testamentiese Pasga. Vervulling gekom in die Nuwe Testament. Kom ek vat hier na die volgende groot fees toe. Pinksterfees, wat Pinkster beteken 50ste. Met ander woorde, die laaste Sabbat van die Pasga, 50 dae later, toe kom die Heilige Gees en word uitgestort. En wat gebeur? Die Pinksterfees kom in vervulling. Dit is ook in terme van die oeste wat ingekom het, né? En die Heilige Gees word uitgestort en die kerk van Jesus Christus kom tot stand in die Nuwe Testament. Dis vervulling Christus en die Heilige Gees en die Gees van Christus. Amen. Die Loofhuttefees, hierdie laaste fees, nog nie in vervulling gekom nie. Baie interessant. Wat was die doel van die Loofhuttefees? Want wat belangrik is hierso, is dat Jesus kom en hy kom op die einde, op die laaste dag van hierdie fees, wat die 8ste dag is, en hy sê vir hulle, hy wat in my glo, soos die skrif sê, wat gaan met hulle gebeur? Strome van lewende water gaan uit hulle binneste vloei. Kom verwys Christus na water hier in die Loofhuttefees, want op die 8ste dag het hulle water by die bad van Siloam gaan skep, en sekere rituele uitgevoer met die water. So, Jesus het geweet as water betrokke, en dis hoekom Jesus gesê, strome van lewende water gaan uit jou binneste uitvloei. Amen. Maar nou is daar 2 doele van hierdie fees. Die Loofhuttefees. Eintlik was dit die eerste dag in September was dit Day of Atonement. Dan het jy die 10de van die maand is die Feast of the Trumpets. 'n Trompette geblaas en dan kry jy op die 15de tot die 22ste die Loofhuttefees. Fantasties. Amen. Jy sien, want het is baie belangrik dat ons dit gaan verstaan. Iewers in September, dis ons September, die maand Tishri in die Jode, is ons September maand. En daarom, ek dink,
laat ek nou nie datums vasmaak en tye vasmaak nie, asseblief, ek wil dit glad nie doen nie. My broer en suster, maar waarvan spreek hierdie fees? Kom ek gaan vir julle verduidelik wat beteken hierdie fees, dan gaan daar liggies aan vanmôre. Hierdie fees, wat die 15de begin, se 2 doele. Die eerste ene is, hulle moes in tente bly in hierdie tydperk. Die Loofhuttenfees het hulle in tente gebly. Hoekom? Dit het hulle herinner aan die tente wat hulle gebly het in die tyd toe hulle in die woestyn was. En toe kom God en wat doen die Here? Hy gee vir hulle permanente wonings. So die eerste ding is om God te loof vir die permanente woning en hulle hoef nie meer vir hoeveel jaar het hulle in tente gebly. 40 jaar. Amen. En toe kom God en hy gee vir hulle permanente woning. So een van die doele van hierdie fees is dan om die Here te loof vir die permanente woning, dat hulle nou nie weer vir 40 jaar in die woestyn hoef te bly. Tweede doel is, hulle het God geloof vir die oeste wat ingekom het. Halleluja. Prys die Here. Daar kom 'n groot oes in, Here. En ek dank die Here dat ons gaan hierdie aardse tentwoning gaan ons los. Dan gaan 'n tyd kom wanneer hierdie fees in vervulling gaan kom en dan gaan ons uit hierdie aardse tentwoning en ons gaan ons in 'n permanente tentwoning. Hierdie fees moet tog in vervulling kom, julle. Ek weet daar's baie mense. Elke jaar September is daar verwagting in hulle harte vir die koms van Jesus Christus. Jy sien, ek wil nou nie datums maak nie, maar dit kan dalk moontlik wees want dis nog 'n fees wat in vervulling moet kom. Want die Bybel praat ook van die Feast of Trumpets, ook in September maand. Nou wil ek hier vat, wat gaan gebeur as Jesus kom? Halleluja, die trompette gaan blaas, 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê dit. Jy kan gaan kyk in 1 Korintiërs 15 vers 52, praat hy van die basuin geblaas, en 1 Korintiërs 15, 52 praat van die laaste basuin. Wat gaan blaas? The Feast of the Trumpets. Amen. En net na dit kry jy die Loofhuttenfees. Hierdie feeste gaan in vervulling kom, ek weet nie, amen, dit is 'n groot verwagting. Dit wat gaan gebeur. Amen. Wat sê 2 Korintiërs 5:1? Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word. Wat is jou aardse tentwoning? Hierdie liggaam. Hierdie is verderflik, het jy dit geweet? Verderflik. Paulus kom in 1 Korintiërs 15, hy sê daar gaan 'n transformasie plaasvind, daarmee, want is gekoppel in 1 Tessalonisense 4 vers 16, 17. By die blaas van die trompette, wanneer Jesus gaan kom, gaan daar verandering plaasvind, daarmee, van die verganklike na die onverganklike. Amen. Van die sterflike na die onsterflike. Ons gaan 'n verheerlike liggaam kry as daai trompette geblaas en Jesus kom. Hoe gaan dinge gebeur? Halleluja. Hierdie aardse tentwoning, God. Nuwe Here, ewige feeste. Amen. Jy daai het nie eens pooie nie. Amen. Amen. Hy sê hierso, ons gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak is, die ewig in die hemel. Lukas 16:9. Ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, nie met, asseblief julle, nie met die onregverdige, kan nie God en mammon dien nie. Maar is interessant, hy sê, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Nou sien, as 'n ewige tent, nie die aardse tentwoning nie. Het julle julle Bybels? Maak dit op. Maak dit ook daar by 2 Esdras 2 vers 11. 2 Esdras 2 vers 11. Wat se 2 het ek laasweek vir julle gegee? Wysheid 2 vers. Ek wil wat gaan hier aan. Hierdie is vir een van die apokryfe boeke. Luister wat sê hy hier. Hierdie is ook weer 'n boek wat die Hebreëse oorsprong het, maar hierdie boek is in die Septuagint. Onthou ek het vir julle gesê, Septuagint. So boeke wat oorvertaal is van die Hebreëus na die Grieks toe is die Septuagint. So dis nie deel van die 66 boeke wat ons het nie. Maar hoor wat sê hy? Moreover, I will take back myself their glory.
and will give to these others the everlasting habitation. Ewige woning en tuiste, which I have prepared for Israel. So hierdie boek is 'n apokriewe boek, maar dit bevestig ook die woord van God. Hulle praat van hierdie boek, die Esdras, is die Ou Testament, dis die Septuagint boek van Esra. Om te verskil tussen die Ou Testamentiese Esra. Nou, Esra is in die Ou Testament. Hierdie is die Griekse Esra wat hulle van praat om te onderskei van die Hebreëse Esra en die Griekse Esra. Maar dis die boek Esra 2 vers 11 of 2 Esra 2 vers 11. Praat ek met u, het jy 'n geloofsbelijdenis? Het jy 'n geloofsbelijdenis? Hoe is julle nou so stil vanmôre? Het julle? Natuurlik. Ek bely my geloof. As ek met ander oor die woord van God praat, wat doen ek? Ek bely my geloof. Ek bely waarin ek glo. Het jy 'n geloofsbelijdenis? Wat glo jy? Wat is jou geloofsbelijdenis? As iemand vir jou gaan vra, waarin glo jy? Dan bely jy voor daai persoon jou geloof. 'n Geloofsbelijdenis. So het denominasies 'n geloofsbelijdenis. Is dit nie so nie? Koninkryksbediening het ook 'n geloofsbelijdenis. Ons het hom. Ek wil julle gee. Met 'n geloofsbelijdenis. Wat sê ons geloofsbelijdenis? Waar in hierdie gemeente glo? Amen. Belangrik, ons moet 'n geloofsbelijdenis sê. Jy moet ook 'n geloofsbelijdenis sê. Dit is belangrik. Nou wil ek ons moet gaan kyk. Wat sê die skrif oor geloof? Want jou geloof is gekwalifiseer. Ons moet glo soos die skrif sê. Glo ons soos die skrif sê. Sien, dis die uitdaging. Glo ons wat die skrif sê. Nou moet ons natuurlik gaan kyk wat sê die skrif, maar ook oor geloof. Waar begin ons? Ons begin by die definisie van geloof. Ek dink is 'n goeie plek om te begin. Is by die definisie van geloof. Ek dink almal van julle ken die definisie van geloof. Julle weet ook presies waar staan dit wanneer ons dit ingeneem. Natuurlik is dit Hebreërs 11 vers 1. Amen. Luister wat sê hy vir ons hierso. Die geloof is dan wat? 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Baie belangrik. Kom ons gaan vat 'n bietjie hierdie definisie. Ons gaan kyk na hierdie definisie. Kyk. Onthou, hoeveel keer kom die woordjie geloof in die Ou Testament voor? Net 2 keer. Nou gaan ons 'n bietjie begin kyk en sê, wat sê die woord? Wat is die betekenis van hierdie woordjie geloof? Vat eers die 2 skrifte in die Ou Testament. Die woordjie daar is Eimun. Eimun. Vertroue en betroubaarheid. Hoekom glo ek in die woord van God? Hoekom glo ek in God? Want dit is betroubaar. Die woord van die Here is betroubaar. Dit wat betroubaar is, moet jy jou geloof in plaas. So wat hy hier sê is, ek plaas my vertroue in die woord van God, want dit is betroubaar. Amen. Het jy dit agtergekom? Ja. Anders het jy nie geloof in God se woord nie. Daarom is die woordjie geloof direk gekoppel aan die betroubaarheid van God se woord, want God is die woord wat hy gespreek het. God is nie mens wat sal iets sal sê nie, iets sal doen nie. Spreek hy nie? Waar maak nie? My vertroue wil ek vir julle sê, my broers en susters, is die woord van God. Baie belangrik. Dis betroubaar. Amen. Hoor wat sê Paulus by geleenthede. 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Praat iets oor sekere dinge. Is die woord van die Here betroubaar en werd om ten volle aangeneem te word? Amen. Ons moet dit aanneem, dis betroubaar. My geloof is in die woord van God. Dis betroubaar. Dan kom hy in 1 Timoteus 4 vers 9. Hy sê dit is 'n betroubare woord en om werd om ten volle aangeneem te word. Hy sê dit 'n tweede keer. Amen. Dan kom hy in Titus 3 vers 8. Dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Dit is goed en nuttig vir jou. Dat jy jou geloof en vertroue in God se woord plaas, want ons werk om ten volle aangeneem te word. Ek het gesien deur die jare in my lewe en so 'n verdere betekenis rondom Eimun, hierdie eerste ene is baie belangrike een.
En ek gaan dit nou bevestig in die Nuwe Testament. Hoor wat sê ek. Dit is om op te bou of te ondersteun. It is to support. Faith is a support. Faith is a foundation. Wat is die support vir 'n gebou? What supports a building? Wie weet wat die bou? Die fondasie. Geloof is die fondasie in ons Christelike lewe. Baie belangrik. Die betekenis van geloof is daai fondasie. It is that support. Amen. Dit is wat ons huise ondersteun. Judas 1 vers 20. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Jy bou jou huis op die fondasie van geloof. Wat is die probleem as daar krake in die mure is? Die fondasie is nie lekker nie. As fout met die fondasie. As jy jou geestelike lewe bou sonder geloof, wil jy sê, gaan nie stand hou nie. Daar gaan krake wees in jou mondere. Sonder enige fondasie, dis hoekom is onmoontlik om na God toe te gaan sonder geloof. Jy kan nie na God toe gaan nie. Jy kan nie jou geestelike lewe sonder ware geloof, gekwalifiseerde geloof. Ek praat van gekwalifiseerde geloof, soos wat die skrif sê ek en jy moet glo. Baie belangrik. Die fondasie en die 'n ander betekenis in die Ou Testament is emuno. Dit beteken 'n fermheid, 'n stabiliteit. Wat doen 'n fondasie? Gee vir jou stabiliteit aan. Ons moet stabiel wees in God se koninkryk. Dis geloof wat kinders van God stabiel maak in die koninkryk van die Here. Die woord van die Here sê, as ons twyfel, is ons soos 'n brander wat deur die wind voortgedryf word, heen en weer geslinger word, my broers en susters. Dis hoe belangrik geloof is in ons Christelike lewe. Moenie dink jy gaan enigiets van God verwag as daar twyfel in jou hart is en nie geloof nie. Ons moet stabiel wees in ons geestelike lewe, ferm wees, morele getrouheid, praat die Bybel hierso van trou. Hierso uit. Jesus kom na die bergpredikasie Matteus 5, 6 en 7. Wat sê hy? Toe hy vir hulle die woord gegee het, want dit is 'n betroubare woord, werd hom ten volle aangeneem word. Hy sê as niemand na hierdie woorde van my luister en dit doen, hy gaan sy lewe bou op die fondasie, Jesus Christus, die woord van God. My geloof is in daardie rots, Jesus Christus, die evangelie, want hy is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Waarom glo ek in U? Jy moet in Jesus glo. Jy moet in die evangelie glo wat Jesus Christus kom bring het en dit wat God gegee het vir hierdie skrywers van die Bybel. Waar ons geloof in. Dis 'n fondasie, dis 'n foundation, dis self support. Dis hoe ons sien die huis, geestelike huis van ons bou, is baie belangrik. Nuwe Testament. Nuwe Testament, die 245 keer wat hierdie woordjie hier kom, 99,9% omtrent al die woorde is die woordjie pistis. Dit beteken oorreding en geloofwaardigheid. Sien, my broer en suster, wanneer gaan jy iemand oorreed rondom hierdie waarheid van die evangelie, as hulle die geloofwaardigheid daarin sien? Want dit is 'n betroubare woord en dit is geloofwaardig. Dit beteken dat daar is waarde gekoppel daaraan om dit te glo. Amen. Baie belangrik. So kom, as ek mense oortuig van die evangelie, moet hulle die geloofwaardigheid daarin sien. Ek wil hulle bring om te sien dat, luister, dis waardig om te glo in hierdie woord. Dan gaan jy mense oorreed. Dis die betekenis hier. Dit beteken morele oortuiging van godsdienstige waarheid of die waarheid van God of 'n godsdienstige leraar. Amen. Dit is so, my broer en suster, dat wanneer ek die evangelie verkondig en so elke leraar het 'n groot verantwoordelikheid, want wat doen mense? Hulle glo die leraar. Want die leraar is mos deur God geroep om die evangelie vir mense te bring. Ek besef die verskriklike groot verantwoordelikheid. Ek dank die Here dat ek 'n leraar is, maar dieselfde asem besef ek die groot verantwoordelikheid wat daar is vir 'n leraar. Hoekom, my broer en sussie? Want dis die leraar wat mense oortuig van die evangelie wat hy of sy verkondig. Het sy die waarheid of nie die waarheid nie. Daarom sal jy sien in 'n denominasie,
In 'n gemeente is daar 'n geloofsbelijdenis. Elkeen in daai gemeente is verbind aan wat? Aan daai geloofsbelijdenis. Daardie mense glo wat die leraar verkondig op grond van die denominasie se leerstelling. 'n Gemeente se leerstelling. Jy moet verstaan hoe geloof werk. Baie belangrik, so wanneer ek die evangelie verkondig, wat wil ek hê? Wat geloof kom deur wat? Of geloof kom deur die gehoor, en gehoor is deur die prediking. So mense gaan glo wat hulle hoor in 'n gemeente. Hierdie gemeente sal uitgaan en hulle gaan bely wat gepredik word. Amen. So elke ander gemeente. En as jy nie saamstem daarmee nie, ek gaan vir jou verseker, my vriend en suster, wanneer die Gees van God vir my oortuig het van die evangelie, gaan ek nie verandering by jou aanpas nie. As jy nie by aanpas by die geloofsbelijdenis van Koninkryk Bediening nie, dan is daar 'n probleem. Amen. So dit werk. Jy sien, want wat julle gaan hoor, gaan julle geloof in wees. Amen. Glo julle in die wegvoering van die ware bruid van Jesus Christus. Amen. Luister, daar is baie ander kerke wat dit nie glo nie. Dis nie dat hulle nie geloof het nie, hulle glo in iets anders. Dis hoekom ek verkondig vir julle sekere dinge en ek glo dat julle gaan glo wat ek verkondig. Dis die belangrikheid van 'n leraar. Bybel sê moenie haastig wees om 'n leraar te wees, jy gaan erger beoordeel word. Dis sê die groot verantwoordelikheid. Want wat doen ek? Ek bring geloof in julle. Ek wil vir julle ware geloof gee. Geloof gekwalifiseer volgens God se woord. Amen. Dit beteken jou vertroue op Christus vir redding. Jou geloof moet in Jesus wees. Dis net Jesus wat jou siel kan red van die hel. Jou lewe. Jy geweet, niemand anders nie. Luister, is daar ander mense wat in ander dinge glo? Natuurlik. As almal glo nie in Jesus Christus in hierdie wêreld nie, het hulle geloof. Ja. Natuurlik het hulle geloof. Maar hulle geloof is nie in Christus nie. Hulle geloof is in iets of iemand anders. Waarin is jou en my geloof? Ek wil vandag vir julle sê, ek het volle vertroue in die geloof wat ek het in Jesus Christus. Amen. Wie van julle het Jesus gesien? Gesien. Ja. Jy moet redelik oud wees as jy dit gedoen het. Kom er my as iemand hulle hand opsteek. Glo in Jesus? Ja. Amen. Nie net deur aanskou wat ons glo nie. Dit is wat geloof is. Ek glo in Jesus Christus, geen twyfel nie. Amen. Ek het Jesus nog nie gesien. Amen. Daai versekering wat ek het, jy 'n versekering van die ewige lewe. Amen. Amen. Wat gee jou die versekering? Die woord. Die woord van God en jou geloof in die woord van God. Jou geloof in die woord van die Here. As die Here sê sodat jy kan weet, sodat jy kan weet, sodat jy kan weet dat jy ewige lewe het. Ek glo dit. Geen twyfel in my hart nie, my vriende. Hierdie is hoop wat nie beskaam nie. Glo absoluut daarin. Getrouheid, amen. Eerlik getrouheid. Verder is definisie. Om vir u te bewys wat ek vir u gesê het, 'n foundation. Hy sê hierso, faith is what? The English says a substance. Faith is a substance. Afrikaans nie of so lekker klink nie. Geloof is 'n substansie. So ek hou van die Engels. Faith is a substance. Daai woordjie substance, raai wat beteken dit? Dit is 'n ondersteuning. It's a foundation. Bevestig dat geloof in jou foundation van jou geestelike lewe. As jy val in jou geestelike lewe, as daar kraak is in jou geestelike lewe, waar lê die probleem? Fondasie. Amen. Hy sê daai versekering vaste vertroue. Amen. Hy sê is 'n bewys van die dinge wat jy nie sien nie. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Hier is nou 'n pragtige gebou. Ons sit vandag in die gebou. Wys vir my die fondasie. sien julle die fondasie? Jy sien die fondasie nie. Hoe weet jy wanneer daar probleme is? Jy gaan kyk na die karakter, dan weet jy daar's iets nie lekker met die fondasie, maar jy sien nie die fondasie nie. So geloof is wat? So vaste vertroue is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Amen. 'n boom
En wat laat 'n boom staan? As jy hierdie verskriklike dik bome sien en jy sien daai takke, wat veroorsaak dat daai boom staan? Amen. Sien jy die wortels? Nee. Jy sien nie die wortels nie. Geloof is ook soos daai wortels wat jy nie sien nie. Dis die ondersteuning van daai boom, maar jy sien die vrug. As die vrug vrot is, wat is vrot? Jou geloof. Amen. Wortels is nie lekker nie. Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Amen. En ek weet jy praat oor twee verskillende gelowe in die Bybel van praat. Eerste ene is ware gekwalifiseerde geloof in Jesus Christus. Halleluja. Amen. Gekwalifiseerd op grond van die woord van God, maar jy kry ook dooie geloof. Jy weet jy kry dooie geloof. Het julle geweet daar is heel wat mense wat sit met dooie geloof binne in 'n Christelike kerk? Dooie geloof. Wie van julle weet wat dooie geloof is? Julle het mos al baie boeke gelees oor geloof. Baie kursusse gehad. Vandag gaan jy hier uit, jy gaan weet wat dooie geloof is met Jesus. Hier wat julle nie weet nie, julle het maar net 'n bietjie vergeet. Ek gaan julle net so 'n bietjie herinner. Ek vat julle na Jakobus toe. Jakobus 2 vanaf vers 14, ons gaan 'n paar van hierdie skrifte 'n bietjie vir julle oopbreek. Wat baat dit my broeders? Hoekom sê hulle nie susters nie? Hulle het altyd geloof. Die broeders wat bietjie sukkel met geloof, amen. Wat baat dit my broeders? As iemand sê hy het die geloof, maar hy het nie wat nie. Die werke. As dies Willem, moet daar werke by die geloof wees? Ja! As daar nie werke is by die geloof nie, is dit dooie geloof. En dit nou sien, die geloof kan hom tog nie red nie. Ek wil 'n baie belangrike ding doen. Gaan oor ook geregtigheid. Gaan weer eens oor die posisie van geregtigheid en die dade van geregtigheid. Geloof draai dieselfde. Sien, want ek wil hê jy moet verstaan, die woordjie red hier beteken zoutse. Dis die Griekse betekenis, of die woordjie hier, zoutse, beteken die volgende. To save, it is to deliver or to protect. It means to heal, to preserve, for you to do well or be made whole. Voor redding moet jy in die konteks gaan verstaan waarin dit geskryf word. Want jy word ook gered van wat? Van die ewige oordeel van God, die hel. Maar daai redding kom nie deur werke nie. Moet in die konteks gaan kyk. Want hierdie woordjie red beteken ook to be made whole, om gesond te maak, om beskerm te word, om vrygemaak te word. Luister, dit is baie belangrik dat jy dit moet verstaan. Dat jy my nie verkeerd verstaan hier nie. Sien, as jy gaan kyk na die redding wat betrekking het tot jou ewige lewe, daai geloof wat jy het niks te doen met enige werke nie. Om tot geloof te kom in Jesus Christus, wat sê die woord van die Here Johannes 3 vers 16, mees bekende skrifgie in die Bybel. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom nie werke nie, sal die ewige lewe beerwe. Amen, woord van die Here. Johannes sê dit, 1 vers 12. Maar almal wie Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, geen werke nie. Efesiërs 2 vers 8-9 sê, want uit genade is julle gered, sê die woord van die Here. Dit nie uit julleself nie, hierdie is 'n gawe van God, sodat ons nie doen nie, en daar is geen werke betrokke nie. So kan jy sien, wanneer jy gaan kyk na die woordjie red, moet jy gaan kyk in die konteks waarin dit gesê word. As jy gered word, halleluja, om die ewige lewe te beerwe, is daar geen werke nie. Maar al die ander geloof is daar werke. Al die ander geloof wat ek en jy nodig het op hierdie aarde, is daar werke. As daar nie werke is nie, sit jy met wat se geloof? Dooie geloof. Sit met dooie geloof. Die woord van die Here sê. Nou gaan hy verder, hy sê, as daar nou verduidelik hy, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan in vrede
gebede, word vorm, word versadig. Halleluja, ons glo dat dit met jou gaan gebeur. Maar julle gee nie wat hulle nodig het nie, my broer en suster, wat die liggaam nodig het. Wat baat dit? Nou sê hy hierso, net so is ook die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Geloof sonder werke is dood. Dis ook my kwessie, is een ding om te sê jy glo, is 'n ander ding om te doen. Om geloof te doen is belangrik, die werke is gekoppel aan hierdie geloof. Nou kom die Jakobus hierso, hoor wat sê hy hierso. Sê baie belangrike ding. Hy sê hierso, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Man, ons moet die saamwerk hierso. Ek werk en jy saam. Dis mos wat saamwerk is. Ja, hy sê hierso, hy sê luister hierso. Mense sal sê, luister man, jy het die geloof, ek het die werke. Toon my jou geloof uit wat? Uit jou werke. En ek sal jou uit my werke my geloof. Amen. As daar geen werke is nie, kan jy geen geloof toon nie. Niks. Want geloof sonder die werke, mors dood is dooie geloof. Jy kan alleen iemand se geloof sien op grond van hulle werke. Hy sê, jy glo dat God een is. Wie glo hier dat God een is? Amen. Julle nie, julle glo nie. Dit sê die woord van die Here. Julle doen goed, man. Maar nie goed genoeg. Julle doen reg. Amen. Hy sê julle doen goed. Hy sê die duiwel glo dit ook. Dis nog nie goed genoeg. Lekker is die intree vlak van geloof. En die duiwel glo dit ook. Maar ek gaan vir jou sê, die duiwel het geen regte werke wat by hy geloof pas nie. En dit sit in die verkeerde werke, man, demoniese, bose werke. Hy sê hierso, die duiwel glo dit ook. Hy sê hierso, en hulle sê dit, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is, dan gee jy voorbeelde hier. Nou kom hy hierso, gee voorbeelde. Hy sê, Abraham is die eerste voorbeeld. Baie belangrik dat ons die Ou Testament gaan verstaan, die geloof sonder die werke. Abraham kom, hy sê, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak se seun op die altaar geoffer het nie? Ekskuus, word jy deur die werke geregverdig? Ja, natuurlik word jy deur jou werke, want deur jou werke word jou geloof getoon. As daar nie werke is nie, kan jy geregverdig word nie, want daar is nie geloof nie. Amen. Hy sê, Abraham was deur sy werke geregverdig. Hoekom? Hy sê hierso, toe hy vir Isak sy seun op die altaar geoffer het. Wat het God aan Abraham beloof? Dat sy nageslag gaan word soos sterre in die hemel en soos die stand van die see. Dis 'n belofte wat God vir hom gegee het. Nou vat hy in geloof en in hoop hou hy vas aan hierdie belofte. En hierdie belofte, halleluja, nadat hy self ingegryp het. Die probleem, as jy nie geloof het nie, dan skop jy vlees in. Abraham was al redelik oud gewees, en Sarah ook, oor 'n ouderdom van dat hulle kan kinders hê. Want Sarah lag. God het sy lag aan die tent. Here sê jy lag, sy sê ek lag nie. Hy sê ek het gehoor jy lag. God weet mos. Raai wat is Isak se betekenis van sy naam? Gelag. Julle weet Isak beteken gelag, want Sarah het gelag. Toe God vir haar gesê, maar God kom en 'n bonatuurlike wonderwerk deur God vir 'n vrou wat daai ouderdom was en sy kry wat? Dis fantasties vir Isak. Maar jy sien, toe God te lank vat, toe sê hoor hier's 'n probleem, kry daai slaaf. Abraham, kry die slaafin, want lyk my God het vergeet. Begin twyfel. En dan tree die vlees in, en dan word Ismaels gebore, en dan sit ons by die Ismaels, dan moet ons hulle groot maak. Ja, amen. Probleem in die kerk, hoeveel Ismael sit ons mee? As gevolg van wat? The substance, the foundation was not there.
Maar toe kom God en hy na 10 jaar kom hy en Isak word gebore. Is dit die fantastiese belofte? Sy lê sy vir hy seun offer hom. Nee, Here, maar jy nou gesê, Here, jy het beloof dat deur my seun gaan ek nasie. God sê sit hom op die altaar offer hom. Hey, stop. Weet nie was Isak nie, maar jy weet, partykeer is dit nie baie moeilik om 'n tiener te offer. Maar hy kom, is die belofte wat God wil gegee het. Wat doen Abraham? Hy is geregverdig deur wat? Hierdie daad, wat se daad? Om sy seun te vat. Nou loop hulle twee, 'n verskriklike verhaal. Sit jouself in Abraham se skoene. En jy loop met jou seun of jou dogter op pad met die hout. Sê pa, dis oud. Dis alles, maar as jy offer. Men weet hy is hier. Raak daar gesit. Ek sien in my geestesoog. Wanneer hy seun vat. En wat moet vos? Of soms hy wil surrender. Nota. Hou ons uit. Jy prepare te surrender. As ons geloof. Sê Here vergewe my vir my ongeloof. Ek weet nie of ek dit sal doen nie. Sal jy? Sal jy? Sit ons lees baie keer die dinge in die Bybel, ons besef die triomf dalk nie. Ek sien skuld, ek weet nie of ek dit sal doen nie. Weet nie. Maar sy werke, dit is tot op 99,99, toe raai Wespad, en hy sy seun se keel wil oopsny. Hier stop ek, nou sien ek. Waar vat God jou en my te dink? Waar gooi ons handdoeke? Verstaan wat geloof aan betref. Ek wil vir julle sê, God gaan ons dieper vat in geloof. Daar's baie mense wat dink hulle glo. Ek is in saam met dit. Ek wil sê ek glo in die woord van God, ek glo in Jesus, ek glo al hier en God sê jy moet dit doen. Jou werk is want hierdie werke gaan jy regverdig word. Vergeet nie met ons susters, dit is sissies. Af jy sê geloof, baie dieper dinge in geloof. Lekker nie verstaan. Abraham sit jy seun op die altaar. Kyk, waar is jou geloof? Ons geloof wat getoets word. Here gee my meer geloof en sê God, nee, is reg. Gaan jy 'n bietjie toets waar jou geloof is. Sien julle nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Wat vir Ragab, weer 'n voorbeeld. Almal ken vir Ragab. Wie was Ragab geweest? Duidelik gou wie. Wat die Ragab? Ragab was 'n hoer geweest. Nee, moet dit verstaan. Vergeet, Ragab was 'n hoer. Waar het sy gebly? Hierdie goed. Nou stuur Joshua 2 spioene om Jerigo toe gaan spioneer en gaan kyk wat gaan aan. Nou kom hulle daar in Ragab se huis. Nou kom die mense van Jerigo, hulle sien die twee spioene is daar. En sê bring daai twee manne hier, hulle doodmaak want ons weet hulle spioneer om ons land te kom oorneem. Dis in Sidderite hier. Hulle het gehoor wat God vir die volk gedoen het. Die daar's
En sy lieg. Dis 'n heilige lieg. Ja. Luister net baie mooi vir ek aan. Hierdie is nie oop checkboek vir julle om te lieg nie. Maar hierdie was 'n heilige lieg. Sy sê nee, die manne is nie. Hulle het pad gevat. Ja, hulle het weg. Gaan daar na die pakters en gaan kry hulle daar, maar sy steek hulle weg. Op die dag het sy gelieg. Tuurlik het sy gelieg. Sy heilige lieg. En daai manne vat pad. Hulle gaan soek, want sy sê vir hulle is daar weg, in die veld en daar. Jo, hulle sit die manne agter hulle, 3 dae. Kry hulle nie. Rahab, hierdie hoer, sê vir hulle, die volgende. Sy sê, ons weet man wat God vir julle doen. Ons weet julle gaan ons land wat sy geloof. Weet jy wat sê sy? Sy sê, daai God van Israel, julle God is ook my God. Amen! Sy sê asseblief, wanneer dit gebeur, spaar asseblief ons lewens. Almal wat in die huis is, my pa, my ma, my broers, my susters, almal. Hulle sê, dis reg so. Ons sal jou spaar. Wat doen sy? Toe dit dan nag is, vat sy 'n rooi tou, gooi dit by die venster uit, hulle klim, want sy het aan die kant van die muur gebly. Hulle klim hulle af en sy sê vir hulle waar jy moet gaan. As sy sê asseblief wanneer dit gebeur, het Here God dat my lewens gespaar word en my familie se lewens gespaar word. En hy sê, is reg so. Maar een ding, jy weet, die wat nie in jou huis is nie, sal nie gespaar word. Maar almal wat in jou huis is, God gaan jou bespaar. Hulle verklaar dit. Nou kom die Here, wat sê hy vir die volk, vir Joshua, om die muur loop, nee, moet skreeu, trompette blaas, moet skreeu. Julle, wat het geval? Nie die stad nie, net die mure. Baie keer dan het jy verkeerde persepsie en dink die hele Jericho het in mekaar gesak. Nee, net die mure van die stad het ingesak en toe het hulle dit ingeneem. En toe het hulle die rooi tou gesien. En Rahab, die hoer, met haar ma en pa en al hulle familie en almal is gespaar. Amen. Want haar geloof het haar nie gered alleen nie, maar haar werke wat sy gedoen het met ons. Geloof sonder die werke is morsteloos. Ek sluit af vanmôre. Ek dink die hele middag besig wees met voorbeelde, maar ons gaan baie voorbeelde sien in die woord wat ek gaan bring oor geloof. Wanneer ons moet gaan kyk in terme van werke en die geloof, want wat is dooie geloof? Dooie geloof is geloof wat geen werk het. Jy moet jou geloof toets. Praat nie van die ewige lewe nie. Vrou wat in bloedvloeiing gelei het, dink jy daar was enige werke betrokke by daai vrou wat in bloedvloeiing gelei het? Ja. Tuurlik. Sy kon daar na huis gesit het en geglo het. Wat doen sy? Teen die wet van die Ou Testament, wat 'n vrou wat in bloedvloeiing gelei het, mag nie in openbaar gekom het nie. Sy dring deur die skade en daar's werke betrokke by haar geloof en sy sê ek glo as ek net sy kleed kan aanraak. Is dit werke? Amen. Ek vat hier na 'n man wat krepeel is. Hy het geloof in Jesus en Jesus is in die huis van iemand. En wat doen hulle? Hulle kom, hulle maak die dak van daai huis oop en hulle vat sy vriend, daai vriend van hulle. En toe Jesus hulle geloof, hoor of sien? Sien. Was daar werke betrokke? Tuurlik was daar werke. Word jou geloof gesien of net gehoor, my Matteus se sien? Jy sien geloof, halleluja, word bevestig deur werke. Hulle het die geloof gesien. Toon my jou werke, dan sien ek jou geloof. Twee blindes sit daar, sit langs die pad. Nou hoor hulle, hier kom skares verby, hoor Jesus is betrokke hier. Wat doen hulle? Hulle skreeu, Jesus, seun van Dawid, wees ons barmhartig. Wat doen die mense? Luister. Wat doen hulle? Hulle skreeu harder.
doen. Jou stem stil te maak. Skreeu harder wanneer mense jou stem wil stil maak. Dis die werke wat by die geloof pas, my broer en sussie. En as baie keer werke betrokke, ons verstaan nie altyd geloof nie. Want ons verstaan nie die werke nie. Dis kom baie keer dan die wonderwerke in mense se lewens gebeur nie. Maar ek vat nie verder. Jesus kom by 'n man, blind. Wat doen Jesus? Hoek op die grond. Hoekom? Maak klei. Dit is nie so. Ek sê lees van was jy in die bad van? So loop, is daar werke betrokke? Eerlik. As jy nie die werke toegepas en die man nooit gesien nie. Verstaan, baie keer geloof is daar werke betrokke, maar ons wil ons sê, agteroor sit en sê, Here, quick fix, Here, in 'n oomblik, doen alles. As werke by die geloof. Paulus, my broers en susters, wat doen hy? Die salwing van God se Heilige Gees op by Paulus, man. Hulle vat sy voorskoot en die doeke wat op hom was. Doeke en voorskoot aan sy lyf was. Wat doen hulle met dit? Hulle vat dit en gaan leer dit op die siekes en die siekes word genees. Werke. Betrokke by geloof. So kan dit aangaan. Maar ons gaan leer baie voorbeelde om die dieper dinge oopbreek met betrekking tot geloof. Ek glo dat geloof gaan opgewek word. Amen. Amen. Prys die Here, want daar's twee fasette van geloof. Ek wil dit net vir julle noem ten slotte. Twee aspekte van geloof hier. Een is die geloof wat ek en jy het wat kom deur die gehoor. Deur die woord van God te lees, deur die woord te hoor, word daar geloof opgewek. Maar een van die 9 gawes van die Heilige Gees is raaibaar. Geloof. Dis 'n ander dimensie van geloof. Luister, onderskeiding van geeste, werking van kragte, tale, uitleg, profesie, woord van wysheid, woord van kennis. Is dit bonatuurlik, menslik? Dan is hierdie geloof op ons bonatuurlik en nie menslik nie. Het julle geloof is een van die 9 gawes van die Heilige Gees. So 'n ander aspek en dimensie van geloof wat ons by gaan uitkom. Ek is nie besig met daai geloof nou nie, ek is nog besig met jou geloof wat jy ontvang deur die gehoor, deur die prediking. Amen. Vraag is net, waar is ek en jy vanmôre? Ek dank die Here vir hierdie gemeente. Vir elkeen van u wat hier sit met my sussie. Want ek weet julle het geloof in die Here Jesus Christus. En die eerste plek vir julle redding in julle ewige lewe wat nie gekoppel is aan enige werk nie. Waarin glo ek in u? Hy wat in my glo in Jesus. Hier's 'n gemeente wat in Jesus glo. Amen. Loof die Here, gekwalifiseerde geloof, want hier gaan woord uitkom. Halleluja. En ons gaan begin glo soos wat sê. Skrif sê. Amen. Gekwalifiseerde geloof. Wat ek in u harte wil deponeer. Die waarheid van die evangelie sodat jou geloof in hierdie waarheid sal wees, my broers en susters. Nou moet julle saam met my bid dat die Here vir my woord gee en dinge oopbreek. Dat ons kan hoor wat die Gees van die Here vir u wil sê. Dank die Here vir julle geloof. Elkeen van u wat hier so sit. Dank die Here vir julle geloof, my broers en susters. Ek wil vandag vir u sê. Dank die Here vir Jesus en die Heilige Gees betrokke in die gemeente. En ons gaan van geloof tot 'n groter geloof tot 'n groter geloof elke Sondag en elke maand en Amen.